U wil ek hê. Met my hart uitloop, van myself gestroop, vir U heerlikheid wat U wil ek hê. Sit julle, moenie ophou nie, kom ons sing net daai stukkie weer saggies asseblief. Ek gee oor al myself verloor, in U heerlikheid wat U wil ek hê. Met my hart uitroep, van myself gestroop, vir U heerlikheid wat U wil ek hê. Ek gee oor al myself versoek, in U heerlikheid wat U wil ek hê. Met my hart uitroep, van myself gestroop, vir U heerlikheid wat U wil ek hê. Dit is ons gebed, Here. Dit is ons hart se roep, dit is ons worsteling, dit is ons smeek tot U. Dit wat U wil hê, wil ek hê, wil ons hê. Daarom, Here, kom ons kom sit by U voete. En ons kom luister na U. Ons kom luister na U woord. Ons kom luister na U stem in ons lewens. Ons luister na U Gees. Kom, Here, en kom spreek U. Kom praat U. Sodat ons U wil sal ken. Amen. Is nie baie in my lewe wat ek absoluut paniekbevange raak die oomblik voor ek moet begin preek nie, maar dankie vir daai liedjie nou. Ek waardeer dit. Ons praat oor hoor. En die probleem met hoor, dink ek, as ons na die Bybel kyk, as ons praat oor ons sintuig van luister, is daar soveel om na te luister. Ek dink dit is die eerste issue wat ons mee sit. Hoeveel Imke, Junaike, hoeveel boeke is daar in die Bybel? Junaike? 66, sê sy. 66 boeke, 66 individuele skrywers, hoeveel woorde, hoeveel insig van die Gees af, wat hy weer en weer met ons wil kom praat, weer en weer iets van homself aan ons wil kom openbaar. So dit is so wyd. Dis ons eerste probleem, dink ek. En ons tweede probleem is die wêreld waarin ons leef. Is daar soveel ander stemme. Never mind nog die Here se stem. Ons sit met die internet, ons sit met TikTok en allerlei ander social media waar elke tweede persoon, wou sê aap, maar ek dink dit sou lelik gewees het,
iets wil verkondig en wil claim dat hy die waarheid het. Elke ou in hierdie internetwêreld, internettyd waarin ons leef, het elke een van ons 'n stem, het almal 'n stem, en ons soveel dat dit eintlik moeilik raak om te weet waarna en waar spring ons weg as dit gaan oor luister. En die issue is dat ons moet weet waarna ons moet luister, want ek glo met my hele hart dat wanneer ons weet waarna ons moet luister en dat wanneer ons reg luister, dan word luister, net soos wat ons nou die aand oor reuk gesê het, weg tot 'n ontmoeting met God. 'n Weg tot 'n ontmoeting met sy grootheid, met sy almag, met sy genade in my lewe. Paulus skryf in Romeine, hy sê, mense kan net glo as hulle die boodskap gehoor het. En die boodskap wat hulle moet hoor is Christus. Ek dink dit som vir my amper ons probleem op. Mense kan net glo as hulle hoor. Okay, great. So mense hoor. Maar wat hulle moet hoor is die boodskap oor Christus. Romeine 10. Deur te luister, deur die regte boodskap te hoor, deur op die regte plek te luister, onderskei ons iets van sy stem, herken ons iets van sy werke in hierdie wêreld, ervaar ons iets van sy liefde vir my, iets van sy liefde vir jou, iets van sy liefde vir die ou of vrou op die straathoek, ook van hulle van wie ek nie hou nie. God het ons uniek ontwerp om met die kapasiteit om te kan hoor, met die kapasiteit om te kan luister, nie net klanke nie net musiek nie, maar ook op 'n manier geestelike waarhede. Ons ore hoor nie net aardse geluide, wêreldse geluide nie, maar kan ook op 'n manier iets onderskei tussen wat reg en verkeerd is, tussen wat waar en wat vals is. Ons ore is instrumente gemaak deur God, wat dit vir ons moontlik maak om sy fluistering, jy het nou iets daarvan gebid, sy fluistering in die windstilte te kan hoor. Sy opdragte in sy woord. En ook sy bevestiging, sy troos, sy vashou in tye van wanneer ons bid. So dit hierdie goeters hier aan ons kop is nie net 'n sintuig nie, dis nie net 'n funksie van ons lewe nie, dis ook op 'n manier 'n brug wat ons verbind aan die godheid, aan God. Hierdie vreemde goeters wat ons hier het, connect ons aan iets groters, iets anderster, iets aan hom. Die totaal anderster een, die onverstaanbare een, maar die een wat kom en homself aan ons kom openbaar. Partykeer voel dit vir my, dis hierdie prentjie het met my gepraat, voordat ek wil luister, maar ek sit in my oor teen 'n baksteenmuur, en ek daar is soveel ander goeters, ek kry nie gehoor nie, ek kry nie geluister nie. Daarom dink ek, voor ek nou soontoe gaan, ek dink daar is 'n paar goed wat God vir ons gee, om te sê, luister, begin dalk hier luister. As jy hier begin luister, dan kan jy miskien begin hoor wat ek vir julle wil sê. Dan begin my stem vir julle duideliker word. Eerste ding is, Psalm 19 sê, die hemelruim verkondig die eer van God. En die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Ek dink dit is wegspringplek. Eerste, die skepping vertel vir ons van God. Die skepping vertel vir ons van die majesteit. Maar hoor nie net deur mooi te lyk, mooi boompies, mooi berge nie. Die hemelruim verkondig, ek hou van daai woord, verkondig die eer van God. Wanneer ons instel vir die natuurlike wêreld, dan hoor ons hierdie simfonie in die skepping wat God gemaak het. Voëls wat sing in harmonie, soms nie Haridas nie, maar ander. Golwe wat op 'n manier slaan op die sand en sy skepping verkondig, of hy mag verkondig. In stilte
'n wind wat deur bome waai of deur blare waai. Wanneer ons luister na die skepping, word of verkondig dit sy grootheid, sy eer, en word ons ook op 'n manier uitgenooi om sy almag, sy heerlikheid te kom ontdek. So ek dink dis ons eerste wegspringplek in terme van luister. 'n Tweede ding oor God se woord, of is God se woord. Hebreërs 4 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die mens se voornemens en gedagtes. Nou ons almal weet, ek dink nie ek verras enige een van julle as sê, ons moet na God se woord luister nie. Dis daarom tot 'n groot mate sekerlik hoekom ons hier is. Maar ek dink, selfs ons as predikante, vergeet baie keer hoe magtig hierdie woord van God is. Hoe ongelooflik sy woord is, en daardeur al die mure kan sny wat ek om my sit, deur al die valsheid wat ek baie keer om myself sit, al die goed wat ek om myself sit, om myself tog net te beskerm, dan kom God en hy sê, my woord sny deur dit alles, tot by murg en been, tot by die diepte van jou hart. En dis, as ons na God se woord luister, as ons dit so ernstig opneem, soos wat hierdie skrywer van Hebreërs dit ook hier sê, dan sny dit in, en daar waar dit insny, bring dit wysheid, en dit bring troos, en rus, en vrede, maar dit bring ook konfrontasie. God se woord konfronteer ons so baie kere. Is jy regtig waar jy moet wees? Is jy regtig waar jy wil wees? Is jy besig met wat u wil ek hê? Ek dink dis die vraag van God se woord so baie kere. En wanneer ons na God se woord luister, wanneer ons regtig moeite doen om te luister na God se woord, in my eie stilte tyd, in die kerk, op social media, waar ook al jy sou wou, dan word ons ook herinner daaraan dat God met my praat, met jou persoonlik praat, dat hy jou deur sy woord amper aan die hand wil vat en sê, kom, stap saam met my in hierdie wêreld in. Kom, ek gaan wys jou wat ek wil hê. Kom, ek gaan wys jou my plan van genade, my plan vir verlossing, my plan vir geregtigheid. Kom, ek vat jou aan die hand en ek gaan wys jou 'n stukkie van my oneindige grootheid. Van my oneindige eer. En weet jy, hy doen dit in Genesis 1, en in Genesis 2, hy doen dit in Levitikus 1, hy doen dit weer en weer, in Johannes, in Judas, en waar ook al jy kom, weer en weer steek hy sy hand na ons toe uit. Hy sê, kom stap saam met my, deur die woord, deur hierdie skepping, kom ek gaan wys jou iets van wie ek is, sy woord. Tweede ding, om na te luister. 'n derde ding, help Pieter hulle ons nou vanaand baie mee, want musiek is nog altyd integraal deel van aanbidding, né? Dawid sing, die Israeliete het gesing, sang, ek hou altyd van Johannes Calvin het gesê, ons moet saam sing. Dis een van die groot redes hoekom hy gebreek het van die Katolieke Kerk, want hy sê, daar sing net die kore, en die kore sing pragtig, maar ek wil ook sing. Jy met jou valsstem moet ook sing. Nou die dag is ek by die nuwe dopperdominee Quentin se bevestiging. Maar nou was julle besaar maar in die 30ste, né? Agter my sit 'n Down syndroom seentjie. Seun. Hy seun, neem ek aan kan nie lees nie, want wat hy sing is nie woorde nie. Maar hy sing met alles in hom. Hy weet nie waar die noot ook was nie, moet ek daarom net ook sê, nee. So as hy nie die noot het ek ook nie die noot nie. So dit was 'n bietjie chaos in daai kerk.
Maar die energie en die krag en die toewyding waarmee hy gesing het niks uit te waai daarmee of hy die woorde geken het of nie. Hy het gesing tot God en ek het na hom geluister. Nog deur die geskiedenis kom gesange en psalms en lofliedere en dit echo iets van God se grootheid, van sy karakter, van sy heiligheid, van sy genade, van sy liefde. Wanneer ons so saam aanbid en die melodieë en die note en die lirieke deur ons en oor ons spoel, dan ontdek ons iets van daai geheimenis van God se heiligheid. Geen nie om waarna ons luister nie. Of ons luister na lekker drom en musiek, en of ons luister na Gregorian chanting, ek weet nie of wie van julle hou daarvan, ek hou verskriklik baie van daai dreun-sang van die oudtyds in die katholieke kerk of van die priesters, of miskien of jy hou, soos my vrou en ek fight elke keer hieroor, want ek dink hierdie is die wonderlikste lied wat nog ooit geskryf is. Johan, sal jy vir my daai lied speel, asseblief? Oh
ek dink daai is ongelooflik. Ek weet, ek gee dalk my ouderdom weg, dit maak nie saakie. Of dit is in so 'n klassieke lied, en of dit is in een of ander vinnige, moderne aanbiddingslied, wat ook goed is, en waar die skrywer en die sanger regtig ook God soek, ervaar ons in elke noot, in elke stiltetjie, in elke liriek, iets van God se grootheid. Musiek het 'n ongelooflike manier om ons aan God te verbind, want God het dit gemaak. Want God het ons ore gegee om dit te kan hoor. En nou natuurlik kom God ook nie net in groot goeters nie, in harde dromme of in verskriklike vroue stemme wat onmenslik hoog is nie. Hy kom ook in stilte. Hy kom nie net in die donderweer nie, hy kom nie net in die storms nie. Hy kom ook in die fluistering van die windstilte, soos by Elia. Elia beleef dit, dat juis daar, na al hierdie geraas verby is, daar is God. En ek dink dit help ons ook, om te onthou dat dit juis is, wanneer ons die ander stemme stil maak, wanneer ons ook ons eie stemme stil maak, wanneer ons God kan hoor, dat ons nodig het om aandagtig te luister. Na al hierdie goeders wat ons nou gepraat het, die skepping, God se woord, musiek, maar dat by einde hy is wat praat. Sy gees is wat praat. En as ons nie stil word nie, gaan ons dit nie hoor nie. Op hierdie noot wil ek jou uitnooi, om in stilte, ek gaan nie veel daaroor sê nie, hierdie brood te vat, en die wyn te vat. Dit te eet, en dit te drank, en net toe te laat, dat God deur dit ook met jou praat. En nou wil ek klaarmaak met hierdie storie uit Lukas 18 uit. Toe Jesus in die omgewing van Jerigo kom, sit daar langs die pad 'n blinde man en bedel. Toe hy die skare hoor verbyloop, vra hy wat aan die gang is. Hulle het vir hom gesê dat Jesus die Nasareëner daar verbyloop. Toe roep hy hardop uit, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Die mense wat voorgeloop het, het hom berisp dat hy moet stil bly, maar hy het net al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm u oor my. Jesus het gaan staan en beveel dat hy na hom toe gebring word. Toe hy nader kom, vra Jesus hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En hy het geantwoord, Here, dat ek kan sien. Marius, wat jy iets dalk van wat jy gisterand gebid het, of gepraat het. Jesus het vir hom gesê, sien weer, jou geloof het jou gered. En onmiddellik kon hy sien. Hy het Jesus gevolg en God geprys. En die hele volk wat dit gesien het, het God geloof. Die eerste ding wat ek wil sien, wat ek wil hê julle moet raak sien, is dat hierdie man het gehoor van Jesus. En toe hy hoor van Jesus, het hy besluit, maar hy gaan 'n ontmoeting met hierdie Jesus hê. Toe hy hoor van Jesus, die Nasareëner, besluit hierdie man, ek gaan nie toelaat dat hierdie geleentheid by my verbygaan nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie geneeser, hierdie redder, hierdie Messias by my verbyloop en ek niks daarvan ervaar nie. Daarom daai woorde wat hy uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Sy gehoor gaan oor in 'n uitroep tot God. Hy hoor en dan begin hy praat en hy begin na God toe gaan. Hy besluit om sy tong te gebruik om te sê, hierdie geleentheid wil ek hê, Here hoor my, Here kom na my toe, Here moet my nie net hier los nie.
Maar dan gebeur die ander stemme. Dan kom hierdie TikTokkers en Facebookers en Instagrammers en joernaliste en ander mense. Hulle sê van nee, sst. Jy bly stil. Moenie jy nou ook hier 'n stem wees nie. Moenie jy tog iets ook hier wil hê nie. Maar wat is sy reaksie? Sy reaksie is net harder uitroep. Here, Seun van Dawid, U ontferm U oor my. As ons sê, ons het nodig om te onderskei na waarna ons luister, is dit so belangrik dat ons nie sal luister na die stemme van vrees, die stemme wat sê bly stil, die stemme wat sê daar's vir jou geen hoop, daar's in elk geval vir jou geen genade nie, jy's te ver weg, vir jou is daar geen uitkoms, vir jou is daar geen redding nie. Moenie luister na daai stemme nie. Moenie toelaat dat die geleentheid van hierdie Pinksterweek, hierdie sintye, by jou verbygaan nie. Moenie luister na die negatiewe stemme nie. Gebruik jou stem. Gebruik jou ore om die stem van die Here Jesus te gebruik. Gebruik jou ore om jou te vul met die goeie goed wat hy beplan ook, wat jy iets van wat Pieter gesê het, vir ons lewens. Blinde man hoor van Jesus en kies en roep uit vir 'n ontmoeting met hom. En dan hoor hy Jesus antwoord. En hy hoor Jesus terug roep na hom. Hy hoor Jesus roep en hy gebruik sy tong om te vra, kan ek sien? En die eerste ding wat hy sien is Jesus. Voel ek nou charismatic? Ek voel altyd so charismaties in julle kerk. Amen. Halleluja. Hy hoor van Jesus, hy roep uit na Jesus, hy kan sien, en wat sien hy? Hy sien Jesus. Ongelooflike moment. En dan word hy aangeraak, hy proe iets van Jesus se genade, en hy word 'n goeie geur, 'n aangename geur in hierdie wêreld. Luister, proe en ruik sy genade vir jou. En moenie toelaat dat hierdie Messias, hierdie redder by jou verbygaan nie. Moenie hierdie kans mis as gevolg van die ander stemme in ons wêreld nie. Ja, speel ons. Soek die stilte. Soek God se woord. Luister na goeie musiek. Heilige musiek. En hoor God se stem. Maar moenie net bly by luister nie. Antwoord ook daarop. Amen. Here, ons soek U, ons dors na U, ons wil U hoor as U met ons praat. Here, gee vir ons onderskeidingsvermoë. Laat U Gees in ons werk en vir ons wysheid gee, insig gee, om te weet wat se stemme is die moeite werd om na te luister. Wat se stemme kom van U af. Dankie Here vir ons ore, waardeur ons kan luister. Help ons om te onthou ons tonge ook, waarmee ons kan uitroep tot U. En dankie Here, dat ons kan weet, dat U nie soos ons is nie.
dat U altyd luister. Altyd hoor. En altyd antwoord. Amen. Ons kan staan en ons kan die lied saam sing. Ek wil U hoor, ek wil in stilte by U wees. Ek wil my stem voor U verloor. Maak my 'n kind wat steeds bly leer. Gee my 'n woord vir die hartklop aan my deur. Die praat, die werke word en daar, die bou en koninkryk, en ons die fluistery. As jy jou storie woorde maak, jy reis genoeg op God se spoor. Ek wil jou lief hê en vertrou. Ek gee my woord vir die woord van God in jou. Hy werk en woord en daad, hy bou sy koninkryk, en ons die fluistery. Halleluja. Wat op my buitekring bly staan, waar vriende stemme hulpe hoor. Geef my, o Here, openheid, geef my 'n woord vir die soekstem van ons tyd. Hy werk en woord en daad, hy bou sy koninkryk, en ons die fluistery. Halleluja. God werk in woord en daad en ons leef luisterryk. Dit is my. Mag jy so gaan leef. By die skool, by die werk, by die plaas, waar ook al. Kom ons leef luisterryk. En dan mag genade van God die Vader en die liefde van die Here Jesus Christus by jou wees en bly. Amen. Ek word stil om te hoor wat U sê. Voed my siel, laat U woord in my leef. Kom hou U hand oor my, ek wil doen